Dit is vir my besonder aangenaam om jou mee te deel dat die nuustafel terug is op die lig. Die nuustafel bring vir jou die nuus, maar met 'n tong in die kies. Ons begin op die Noordwes Universiteit se kampus, waar 'n student vir 'n jaar geskort is nadat hy op 2 Maart 'n gay pride vlag met Heil Hitler versier het. Die universiteit het hom aan haatspraak en kwaadwillige saakbeskadiging skuldig bevind en hy het intussen geappeleer. Blykbaar hou hulle nie daarvan as iemand in hul ideologiese poeierdosie kom blaas nie. Intussen het president Cyril Ramaphosa probeer verduidelik dat Suid-Afrika nie uit die G7 afgejak is nie. Die Franse buitelandse minister het gesê geen land, ook nie die VSA nie, het druk toegepas om Suid-Afrika se uitnodiging terug te trek nie. Cyril moes terugtrap en sê, nee wat, dis nie vreemd nie, niemand hou in elk geval van ons nie, ons gaan nou Mopani-wurms eet. Dis klassieke ANC diplomatie, as jy nie binnekom nie, maak asof jy in elk geval nie lus was vir die partytjie nie. En in sport het Caster Semenya die nuwe IOK-beleid oor vrouesport gekritiseer en gesê die herinstelling van geslagsverifikasie-toetse is 'n disrespek vir vroue. Die IOK se nuwe reëls bepaal dat vroue-items by die Olimpiese spele vanaf 2028 tot biologiese vroue beperk sal word, met genetiese toetsing as maatstaaf. So, die wêreld doen uiteindelik wat gewone mense lankal gesê het. Vrouesport is vir vroue, nie manlike vroue nie. In die sakewêreld moes Liquid Fruit hoor sy bekende slagspreuk "Nothing but fruit" is misleidend. Die Advertising Regulatory Board het bevind dat die frase nie heeltemal strook met die inhoud nie en dat dit verander of verwyder moet word. Dalk het die vrugteslaai parlement bedreig gevoel, niemand mag in hulle slaai kom trap nie. Intussen maak NASA gereed vir sy eerste maanmissie in dekades met 4 ruimtevaarders wat reeds in Florida in die laaste voorbereidingsfase is. Wat ons net aan die wonder het, 5 dekades terug het ons skynbaar op die maan geland, nou mag hulle net tot die verste kant van die maan gaan en terug. Raak die ruimtevaders nou banger soos al tyd aangaan? Europa het hierdie week gewys dat selfs misdaad ook 'n bietjie soet kan wees. Meer as 12 ton KitKat sjokolade is gesteel, terwyl dit van Italië na Pole onderweg was. Meer as 400.000 stafies wat eenvoudig spoorloos verdwyn het. Iemand moes baie hartseer gewees het om sommer 'n hele vragmotor vol trooskos te steel. Of iemand in sy oor gefluister, vat 'n breek, vat 'n vragmotor. Dit is al vir vandag. Dankie dat jy saamgeluister het na Nuustafel. Onthou, in hierdie land hoef jy nie stories op te maak nie. Jy moet net die nuus volg.